Môre aan elkeen van u wat vanmôre hierso is. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierso te wees. En ja, ek groet u in die naam van ons verlossing en ons koning Jesus Christus. En ek wil ook net dankie sê aan elkeen wat 'n bydrae gelewer het met die care package wat ek so onlangs ontvang het. Ek waardeer elkeen wat ook in gebed my ondersteun. Sluit asseblief net die oor vir die foto. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou waarder kan nie sluimer nie. Amen. Ek nooi elkeen om ook die Bybels oop te maak by Efesiërs 6, ons gaan daarso lees vanaf vers 10 tot en met vers 20. Klink daarom asof meeste mense plek gekry het. Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Kom sluit net die oë. Here, skepper van die hele aarde, God van Abraham, Isak en Jakob, dankie vir hierdie geleentheid waar ons ook almal saam by mekaar kan kom en uit u woord kan lees. Here, dankie dat ons kan weet dat u woord lewendig en kragtig is. En Here, dankie dat u woord elke dag met elkeen van ons spreek. En Here, wees asseblief ook nou met elkeen dat hulle ook dit wat u vir hulle wil kom sê, sal raak sien en dat hulle dit in hulle hart sal bære. Here, u weet van elkeen wat vanmôre hier graag sou wou gewees het, maar wat nie vanmôre hier kon wees nie. Wees asseblief met elkeen van hulle. En Here, kom bid ook nou vir elke ander student wat vanoggend ook in ander gemeentes die boodskap bring. Wees asseblief met hulle en dra hulle asseblief ook deur met die woord wat hulle vanoggend moet verkondig. Here, wees asseblief ook met elke sieke op die lysie. Here, u ken hulle pyn, hulle lyding. Here, wees asseblief met hulle. Ek vra dit in u wonderlike naam. Amen.
Die teks van oordenking van môre vind ons in Efesiërs 6 vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Vanmôre se tema is die wapenrusting van God. In hierdie gedeelte lees ons van Paulus, wat vir die gemeente van Efese 'n brief geskryf het, waarin hy sê dat hulle die wapenrusting van God moes opneem. Nou, as daar iets is waarvan die mens nie 'n vreemdeling is nie, is dit oorlog. As mense in die Bybel gaan lees, is daar tog klomp oorloë wat gevoer was. In die geskiedenis lees ons ook van 'n klomp oorloë, wêreldoorloë. En selfs vandag is daar nog steeds oorloë aan die gang, waarvan die Rusland en Oekraïne oorlog seker maar van die bekendste oorlog is. En hierso praat Paulus van die oorlog wat woed in elke persoon se lewe, 'n oorlog tussen die vlees en die gees, tussen die bose magte wat die Christene aanval en hulle wil laat struikel. 'n Oorlog tussen ons en die aanslag van die Satan. Maar Paulus kom en hy sê ook vir die gemeente, hy gee 'n opdrag aan die gemeente om die wapenrusting van God op te neem, sodat hulle staande kan bly. Maar tog het die Christen nog steeds 'n keuse of hy die wapenrusting wil aantrek of nie. Maar dit behoort 'n begeerte te wees om die wapenrusting van God te wil aantrek, omdat die duiwel daar buite rondloop soos 'n brullende leeu en hy soek vir die wat hy kan verslind. En dis hoekom God ook die wapenrusting vir ons kom gee het, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. 'n Wapenrusting bestaan uit verskillende dele, wat tog elke deel speel 'n belangrike rol. En net so die wapenrusting van God. Met gewone wapenrusting kry 'n mens die gordel wat om die syge vasgemaak moes word. Daai gordel se doel was om die wapenrusting bymekaar te hou en ook waaraan die skede van die swaard vasgemaak was, sodat die soldaat ook altyd sy swaard byderhand gehad het. Daar was 'n borstas gewees wat die belangrike organe beskerm het. Die skoene wat die soldate gedra het, het hulle voete teen die terrein beskerm waarop hulle beweeg het. Die skild wat hulle gehad het, het hulle beskerm teen aanslae van die vyand af, teen daai spiese en die pile en die swaarde wat op hulle aangeval het. Die helm wat op die kop gedra was, het die kop en die nek beskerm, want sonder dit sou dit een aanval gewees het en die soldaat kon sy lewe verloor het. En dan laaste was dit die swaard waarmee die vyand terug kon aanval en waarmee hy homself kon verdedig het. Die wapenrusting was meestal daar om die soldaat te beskerm, maar ook, soos die swaard, om terug aan te val. God se wapenrusting is daar om ons te beskerm, waarvan die gordel van geregtigheid die eerste is. Efesiërs 6 vers 14, die eerste gedeelte sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Die gordel van die soldaat was gewees om die wapenrusting bymekaar te hou. En hierso is die gordel van die waarheid ook tog om ons geestelike wapenrusting bymekaar te hou. Christene behoort die gordel van die waarheid aan te trek, die waarheid oor Jesus se kruisiging,
Die waarheid wat daarso by die kruis is. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf vir ons sondes. En 'n Christen behoort die waarheid agter die kruis uit te lewe. Sy lewe behoort 'n getuienis te wees daar buite oor dit wat die Here vir hom kom doen het. As dit nie vir die kruisiging van Jesus was nie, dan sou 'n mens ook nie tot bekering kon kom nie, want dan was daar nie die bloed van Jesus Christus gewees nie. En so is dit ook daar, die kruisiging is tog ook 'n fundament vir die wapenrusting, om dit bymekaar te hou, want sonder die waarheid van die kruisiging sou daar ook nie 'n wapenrusting kon gewees het nie. Deur in die waarheid te lewe en die waarheid uit te lewe, is ons getuie daar buite oor die kruisiging van Jesus Christus, oor dit wat Jesus in ons lewe kom doen het. As ons kyk, dan sien ons tog 'n bekende gesegde: Actions speak louder than words. Optredes spreek harder as wat woorde soms spreek. As ons nie die waarheid van Jesus Christus uitlewe nie, maar ons noem onsself Christene, dan is ons woorde nutteloos, want mense kyk na ons optredes, en as ons nie die getuienis uitlewe nie, dan sal hulle nie kan sê, daai persoon is waarlik 'n Christen nie, maar dan sal hulle sê, is dit hoe Christene lewe? As ons in die waarheid lewe, dan sal die ander dele van die wapenrusting van God bymekaar gehou kan word deur die kruisiging van Jesus. En dan sal ons ook die geestelike stryd daar buite kan stry. Sonder die waarheid kan ons nie deur die krag wat Jesus vir ons gee, die stryd daar buite kan stry nie. Dan gaan ons ook maklik deur die magte daar buite oorweldig kan word. Maar saam met die gordel van die waarheid is die borstas van geregtigheid. Efesiërs 6 vers 14, die tweede gedeelte sê vir ons, met die borswapen van die geregtigheid aan. 'n Borswapen het bestaan uit metaal en daar was verskillende maniere waarop dit gemaak was. Maar dit het altyd aan sekere vereistes voldoen. Dit was van metaal gemaak en dit was tog ook beweegbaar. En dit het die soldaat teen spiese, teen pyle en teen swaarde beskerm. Dit het die belangrike organe van 'n soldaat beskerm. Elke Christen behoort die borstas van geregtigheid aan te trek. 'n Borstas wat tog die belangrike organe van 'n Christen se sielelewe beskerm. Die geregtigheid waarvan hier gepraat word, is integriteit en heiligheid wat in die hart van 'n Christen voorkom, maar wat tog ook 'n Christen se hart beskerm. Al hoe 'n Christen die borstas van geregtigheid kan bekom, is om deur Jesus Christus die geregtigheid wat hy aan ons bied, uit te lewe. In die wêreld daar buite hamer mense op geregtigheid wat moet plaasvind. Wanneer daar nie geregtigheid plaasvind nie, dan wil mense stryd bied. Hulle wil optogte reël. Hulle sê die lewe is dan so onregverdig. Maar mense besef nie van die ongeregtighede wat hulle self al toegepas het nie. Mense daar buite besef nie altyd, maar hulle tree ook ongeregtig op nie.
En dit is dan belangrik dat 'n Christen veral soms moet stil staan en dink aan die ongeregtighede wat hy dalk al soms gedoen het, maar dan die geregtigheid wat Jesus vir hom kom doen het. In 'n hofsaak verwag ons dat geregtigheid moet plaasvind teenoor die oortreder en ons verwag dat die regter 'n geldige straf vir daai oortreder sal toedien. Maar as die geregtigheid volgens soos wat ons dit wil hê, nie plaasvind nie, dan kla ons en ons praat van hoe ongeregtig die wêreld is, hoe onregverdig die wêreld is. Maar dan moet ons soms bietjie kyk na wat die Here vir ons kom doen het. As ons sterf sonder die Here, dan gaan ons voor hom moet verskyn en dan gaan die Here regter wees en hy gaan 'n straf vir die mens opdoen. Maar vir 'n Christen, as ons voor hom moet verskyn, dan sal hy sê, jou sonde is vergewe. Jy is vrygespreek van die straf. As ons in ons lewens geregtigheid toepas, dan sal ons minder na ander mense se lewe kyk. As ons geregtigheid in ons lewe toepas, dan sal ons agterkom dat ons ook soms onregverdig teenoor mense optree. En dan sal ons minder op ander mense se ongeregtigheid konsentreer. En dit bied ook beskerming vir ons geestelike hart. Ons sal dan minder op ander mense se lewens fokus. Ons sal minder kan sê, ons sal minder die splinter aan ons broeders se oë kan raak sien, maar dan gaan ons eerder die balk in ons eie oog kan raak sien. In Matteus 7 en Lukas 6 praat hy van die mens wat die splinter in die broer se oog raak sien, maar nie die balk in sy eie oog raak sien nie. Dan vra ons soms, hoekom is die lewe so ongeregtig, so onregverdig? Want ons kyk na ander mense se foute, maar ons sien nie ons eie foute raak nie. Wanneer ons fokus op die balk in ons eie oog en geregtigheid in ons lewe plaasvind, dan sal ons nie splinter in ons broer se oog kan raak sien nie. Maar dan is daar ook die skoene van bereidheid. Efesiërs 6:15 sê vir ons, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 'n Soldaat was 'n brawe mens gewees wat bereid is om te gaan en te veg vir sy land. Maar nie net vir sy land nie, maar ook vir sy familie, sy eie mense. En die skoene wat hulle tog gedra het, was om hulle voete teen die growwe terrein daar buite te beskerm. Maar as hy daai skoene wou aantrek, moes hy bereid gewees het om uit te gaan en te gaan veg. So moet Christene ook die skoene van bereidheid aantrek, sodat hulle buitekant toe kan gaan en die evangelie aan die mense daar buite kan verkondig. Skoene van bereidheid is deel van die wapenrusting van God, juis omdat God ook opdrag gegee het dat ons mens moet uitgaan en sy woord moet verkondig. Markus 16:15 sê vir ons, ons moet uitgaan in die wêreld in en die evangelie aan die ganse mensdom verkondig. Die Christene sê baie keer, maar ek gaan net werk toe en huis toe. Ek kry nie baie met mense te doen nie. Hoe moet ek dan die evangelie aan iemand verkondig? Maar wanneer mens vra vir die skoene van bereidheid, dan sal die mens bereid wees om daar by die werkplek
tog die mense om die persoon, om die Christen te begin bearbei, om te begin om die evangelie aan daai mense te verkondig. Wanneer 'n persoon winkel toe gaan, is daar tog baie mense om hom. En wanneer hy die skoene van bereidheid aan het, sal hy bereid wees om met daai mense met wie hy te doen kry, te praat oor die evangelie, om die evangelie aan hulle te bring. Ons moet die wêreld ingaan en die evangelie aan die mense om ons verkondig. Ons moet die evangelie aan mense om ons bring. Om bereid te wees om uit te gaan, is nie net van om sending op spesifieke plekke te doen nie, maar dis daai bereidheid om mense wat jy ken ook tog te bearbei. Dit is soms moeilik om vir 'n ou vriend die evangelie te bring, maar as mens die skoene van bereidheid aan het, dan sal 'n mens na 'n ou vriend toe kan gaan en vra, ken jy die Here? Dan sal 'n mens die evangelie aan 'n vriend kan bring. Maar ons weet ook hoe die duiwel soms is. Hy probeer sy vinger in die paai kry, sy sê inkry, en hy wil kom en die Christen ontmoedig. Hy wil daai bereidheid wat die Christen behoort te hê, wegvat. En dis kom ons moet waak en bid, dat ons tog ten alle tye die skoene van bereidheid sal aan hê. Dat ons ten alle tye bereid sal wees om met daai persoon in die winkelsentrum te praat en die evangelie aan daai persoon te bring. Dit is presies hoekom ons die Here elke dag moet vra vir die skoene van bereidheid, want dit is soms so maklik vir die duiwel om daai bereidheid weg te neem. En mens moet elke dag seker maak dat ons nog die skoene van bereidheid aan het. Dat ons waar ons by die winkelsentrum kom, die evangelie aan die mense daar te verkondig, om die evangelie te verkondig vir die mense saam met wie ons werk. Maar as ons die evangelie met mense deel, gaan die sielevyand erger aanslag stuur, want hy wil nie die evangelie moet uitgaan nie, en dan het ons die skild van geloof ook nodig. Efesiërs 6 vers 16 sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Soldate het 'n skild by hulle gehad, om hulle self te beskerm teen ander soldate wat hulle aanval. Die skild het bestaan uit 'n paar dun laag hout, met leer oorgetrek, en dan ook 'n laag metaal, juis sodat wanneer daai pyle afgevuur word, dit nie die soldaat kan beseer nie. Wanneer daar met die swaard aangeval word, kon die soldaat daai aanval afkeer met die skild. En net so is die skild van geloof daar vir ons om die aanvalle van die duiwel af te keer. Geloof beskerm die Christen, en dit is hoekom Paulus tog kan sê, die skild van geloof. Daai skild van geloof is die geloof wat die Christen in die Here het. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. 'n Christen behoort sterk in die geloof te staan, sodat wanneer die aanvalle kom, daai skild van geloof ook stewig kan wees. 'n Christen met swak geloof sal, wanneer die aanvalle kom, sal daai skild nie so sterk wees soos 'n Christen met sterk geloof nie. 'n Christen met sterk geloof sal eerder kan vasstaan en sal die aanvalle wat die Satan op die Christen lewer, makliker kan afkeer. Maar mense met 'n sterk geloof
moet ook daarso wees vir die mense met 'n swak geloof, die Christen met 'n swak geloof. 'n Christen met sterk geloof moet die ander mense ondersteun. Hulle moet mekaar ondersteun, want elke Christen kry daai aanvalle van die Satan af, van die sielevyand af. Want die sielevyand is nie gelukkig as iemand tot bekering kom nie. 'n Jong bekeerling se geloof is ook nie altyd so sterk soos 'n persoon wat jare al die pad stap nie. En dit is daar waar 'n Christen wat sterk geloof het moet kom en daai nuwe bekeerling ondersteun. Om geloof te hê is tog om jou vertroue in iets te sit. Iemand wat sy volle vertroue in iets plaas, het tog geloof in iets. Persoon wat sy volle geloof in Christus plaas, vertrou die Here. Elkeen van ons het tog vanoggend, toe ons kom sit op die banke, geglo, die banke gaan ons hou, dat die bank nie gaan breek nie. Ons het bewustelik of onbewustelik geglo. Ons het die bank vertrou om ons te dra. En so moet ons ook met die Here wees. Ons moet kom en ons volle geloof in die Here plaas. Ons volle vertroue in die Here plaas. Soms is dit moeilik om ons volle vertroue in die Here te kan plaas. Soms vind dit plaas dat dit 'n moeilike tyd is waardeur ons gaan. En ons vra onsself die vraag, hoe gaan ons hier deurkom? Maar dit is daar waar ons soms ons geloof in die Here verloor. Dit is daar waar die sielevyand kom en ons skuld van geloof aanval. Wanneer hy twyfel saai, dan val hy tog ons geloof aan. 'n Persoon wat tot bekering gekom het, hoor dalk iets daar buite en hy vra vir homself die vraag, het ek waarlik tot bekering gekom? En dit is waar die duiwel kom en hy kom saai die twyfel wat skade aan geloof kan bring. En dis moet ons ook vir die Here vra om ons geloof te kom versterk. Ons te help dat ons opnuut in hom sal glo, dat ons ons volle vertroue in hom sal kan plaas. Wanneer ons besef ons is besig om te swik onder al die aanslae van die duiwel, dan moet ons soms besef dat dit 'n uitwerking op die geloof het. En dit is daar waar ons opnuut vir die Here moet vra om ons geloof te kom versterk. Maar om 'n sterk geloof te hê, kort ons tog die helm van verlossing. Efesiërs 6 vers 17, die eerste gedeelte praat, ek neem aan die helm van verlossing. In die soldaat se wapenrusting, die helm wat hy aangesit het sy kop en sy nek, wat tog baie belangrike dele is van die liggaam, kom beskerm. As die soldaat nie sy helm aangehad het nie, dan sou dit een hou gewees het en hy kon sy lewe verloor. En dis hoekom die Christen die helm van verlossing moet hê, die sekerheid van verlossing moet hê, wat Christus vir hom skenk. Wanneer 'n mens tot bekering kom, dan ontvang hy die helm van verlossing en hy moet elke dag daai helm aan hê, sodat die sielevyand nie twyfel kan saai by die verlossing nie. Daarso vind vernuwing plaas wanneer 'n Christen tot bekering kom. Wanneer die Christen verlos word van sy sondeskuld, dan word hy 'n nuwe mens. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk alles het nuut geword. Daar vind vernuwing plaas in die Christen se lewe wanneer hy tot bekering kom. As 'n mens nie tot bekering kom nie, vermis hy die helm van verlossing.
En dan kan hy ook nie die wapenrusting van God aantrek nie. En dan ontvang hy ook nie die beskerming van die aanslag wat die sielevyand bied nie. Die sielevyand is juis wanneer iemand die evangelie hoor, dan kom hy en hy bied juis dan aanslag teen daai persoon, sodat die persoon swak kan bly soms, en dit vir hom dalk moeiliker kan wees om tot bekering te kom. Ons kort die verlossing, die vernuwing van Christus, as ons staande wil bly in ons geestelike lewe. As ons staande wil bly in die geestelike stryd, kort ons daai verlossing, die vernuwing wat Christus vir ons bied, sodat ons die beskerming kan hê teen die aanslag van die duiwel. As ons 'n nuwe mens word, dan het die ou dinge tog verbygegaan. Die Here kom en hy verwyder ons sondes, en hy dink nooit weer daaraan nie. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste, soos ons kan sien in Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Die Satan kom soms en hy kom sê vir ons, maar onthou, jy het dit gedoen, jy het dat gedoen, jy het hierdie sonde gepleeg, daai sonde gepleeg. En dit kan maak dat ons dalk kan terugval en ons kan begin twyfel of ons waarlik tot bekering gekom het. Maar as ons die helm van verlossing aan het, dan kan ons ook tog onthou dat die Here nie weer aan ons sondes dink nie. Dan is daai aanvalle van die Satan weerloos. Maar om weerstand te bied teen die vyand, kort ons tog die swaard van die Gees. Efesiërs 6 vers 17, die tweede gedeelte sê vir ons, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Soldate het hulle swaard gehad en hulle swaard gebruik om terug aan te val, om weerstand te bied teen die vyand wat hom aanval. Om homself te beskerm, het 'n soldaat die swaard gebruik. Die swaard van die Gees is die enigste deel van die wapenrusting wat vir die mens gegee word om terug te slaan teen die sielevyand. Dit beteken nou nie dat ons links en regs die mense met die Bybel moet slaan nie. Maar dit beteken wel dat 'n mens die Bybel moet bestudeer. Die Bybel moet ons eie moet maak. Die mens moet kom en die Bybel in sy hart bære. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebære, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die vyand kom en hy kom bied aanslag teen die Christen, juis sodat hy moet swik. Maar met die Bybel kan die Christen weerstand bied. Met die Bybel, as hy hom bestudeer, kan hy in 'n moeilike tyd onthou, maar dit is daarso spesiaal geskryf, sodat hy staande kan bly teen daai aanslag van die Satan. Deur die Bybel te ken, bied die Christen weerstand teen die aanslag van die Satan. Maar mens kort ook die leiding van die Heilige Gees om die Bybel tog reg te kan verstaan en reg te kan gebruik teen die aanslag van die sielevyand. 'n persoon kan nie uit homself uit weerstand bied teen die aanslag van die Satan nie, maar die Heilige Gees kom en hy help 'n persoon om met die regte skrif staande te kan bly en weerstand te kan bied. As ons nie die Bybel bestudeer en die Bybel ons eie maak nie, dan kan die Satan kom en hy kan ons dan makliker onderkry as wanneer ons die Bybel bestudeer en ons eie kom maak.
Dit is nie genoeg om net elke oggend vinnig na 'n oggendoordenkingkie te luister en Sondag kerk toe te kom nie. Maar ons moet gaan en ons moet die Bybel bestudeer. Dit is nodig om elke oggend stilte tyd te hou. Dit is nodig vir huisgodsdiens en vir Bybelstudie saam met die oggendoordenkings waarna 'n mens kan luister en saam met kerk elke Sondag. Al hierdie bou in op 'n Christen se lewe en dit help sodat ons staande kan bly, omdat ons dan dit ons eie kan maak, omdat ons dan kan leer wat die Bybel vir ons sê. God se woord is lewendig en kragtig, en deur die lewendige woord kan ons aansla teen die Satan afweer en tog daai aansla kan uitskakel deur die Bybel. Maar die Heilige Gees moet ook kom en ons lei sodat ons die Bybel reg kan verstaan. Die Heilige Gees moet kom en ons kom toerus sodat ons die swaard van die Gees reg kan gebruik. Sonder die Heilige Gees se leiding is die swaard van die Gees nutteloos of amper nutteloos. 'n Mens moet die regte skrif op die regte tyd kan gebruik en dit is daar waar die Heilige Gees ons lei oor wat se skrif om wanneer te gebruik en waar te gebruik. Met die Bybel en die leiding van die Heilige Gees kan ons tog effektief weerstand teen die aanslag van die Satan bied. As ons ten slotte na alles kyk, dan sien ons dat in hierdie stryd wat in ons geestelike lewe plaasvind, is dit so belangrik dat ons die wapenrusting van God moet aantrek, sodat ons staande kan bly teen die aanslag van die duiwel, die aanslag van die sielevyand. Om staande te kan bly teen die magte van die Satan en die aanslag wat hy teen ons bied, kort ons die waarheid, geregtigheid. Ons moet bereidheid in ons lewe hê om die woord daar buite te verkondig. Ons kort geloof, ons kort die verlossing van Christus Jesus en ons kort ook die Gees, die swaard van die Gees om staande te kan bly. Sonder die wapenrusting sal 'n Christen nie kan staande bly in sy geestelike lewe nie. En dit is hoekom die Here die wapenrusting vir 'n Christen bied, sodat hy staande kan bly teen die aanslag van die sielevyand. Het u nog die volle wapenrusting aan? Stry u nog die goeie stryd? Of voel dit vir u asof u besig is om te verswak in die geloof? Of u besig is om die stryd te verloor? Indien dit so vir u voel, is dit belangrik dat u moet gaan en vir die Here moet vra om vir u te kom wys waar die swak plek kan wees. Dit is dan belangrik dat u gaan en vir die Here vra om opnuut die wapenrusting vir u te skenk, te kom herstel dit wat skade gelei het, sodat u weer nuwe krag in Christus kan ontvang. Amen. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir hierdie woord wat u vanoggend kom gee het. Here, dankie vir die wapenrusting wat u vir ons kom gee het, sodat ons staande kan bly teen die magte en die aanslag wat die sielevyand vir ons bied. En Here, help ons asseblief dat ons opnuut die wapenrusting sal kom aantrek, dat ons opnuut sal kan weerstand bied teen die aanslag van die duiwel. Here, help ons asseblief ook dat ons sal weet hoe om u woord te kan gebruik om ook mense daar buite te kan bereik. Help ons asseblief dat ons geloof in u net sal groei, dat ons
staande kan bly deur dit wat U vir ons bied. Help ons asseblief ook dat ons tog U woord in ons harte sal bære en ons eie sal maak, dat ons ook die aanslae van die Satan kan afweer. Ek vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n slotlied, Halleluja 2:4, vers 1, 2 en 4. Staan dus asseblief. Staan op vir Jesus, o helde van die kruis, verhoog sy krygsbaniere, deur al die stryd gedruis, deur stryd lei tot oorwinning, die eiland keer op keer, tot hy oor elke vyand vir ewig heers as Heer. Staan op vir Jesus, die kruisgeroep weergaan, begeef in een ooi strydperk, volg hom met vreugde saam. Kom stryders, wees wanmoedig, weerstaan met al die mag, die bose moet terugval, want Jesus gee ons krag. Staan op vir Jesus, al is die stryd te bang, na al die stryd op orde, volg eens die gesang. Aan stryders vertrou en moedig, gee Jesus dan 'n kroon, hul heersers veilig met hom, rondom sy glorie troon. Sluit net die oë asseblief. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van God met u elkeen wees en bly. Amen.